goeiemôre aan elke een van julle. En ek wil vir jou geleentheid gee om sommer vir die mense daar rondom jou ook goeiemôre te sê. Ons kruip baie keer so in ons sitplekkie in. Kyk net so 'n bietjie. Dit is so lekker om saam met julle hier te wees in die erediens vanoggend. Dit voel vir 'n ou ontrent asof jy moes swem deur al die lang naweke en al die dinge en nou voel dit, dink ek, gaan ons nou weer bietjie normaal leef. So ons is dankbaar daarvoor ook. Ek gaan so 'n paar afkondigings net aan julle voorhou. Kyk net weer na ons nuwe kwartaal se tema van groei. En die dood eenvoudige gebed wat daar in my hart is Here, leer vir my waar moet ek nog groei? Wys vir my, want ek is nie altyd seker, nou wat beteken dit nie? Om daai gebed te bid. Here, ek wil graag groei in my verhouding met U. En ek wil dit nie uit my eie krag uit doen, met my eie plannetjies nie. Kom wys asseblief vir my waar ek kan groei in my verhouding met U. Ons vertrou die Here dat hy vir ons gaan wys en vir ons gaan help. Ons tieners kom na die tyd by mekaar hier in die gesinskamer, blydensklas. En dan het ons op Dinsdag, en ek wil sommer dit wys, die volgende een ook op Donderdag. Dinsdag is dit ons Bybelstudiegroep. Jy is baie welkom daarso, 9 uur. Ons is nou besig bietjie met Efesiërs. En op 'n Donderdagoggend 6:15 kom die manne by mekaar. Ek wil vir die manne regtig aanmoedig. Ons manne is nie altyd trop mense nie. Die vroue hou daarvan om saam te kom en te kuier, maar ek wil vir jou aanmoedig om te kom, want ons deel dood eenvoudig eintlik maar hoe die lewe met ons loop en waar ons die Here daarin sien, en daar is soveel versterking uit 'n ander ou se getuienis wat 'n mens ontvang. So ek wil regtig vir die manne uitnooi 6:15 op 'n Donderdagoggend om saam met ons te kom kuier. Daar is 'n klomp vergaderings wat in die week plaasvind. Die jeugkommissie nou vandag en maandag en Dinsdag, Finans- en Eredienskommissie, en dan kerkraadsvergadering die 28ste Mei. Daar is 'n belangrike ding. Jy weet wat is 'n stoor? 'n Stoor is 'n plek waar jy goeders damp wat nie ander plek het in die huis nie, en dan word dit 'n stoornis. So ons is nou by die stoornisse met ons store, né? Ons wil dit graag regpak. Ons wil graag so 'n bietjie orde skep, ons wil so graag so 'n bietjie weggooi wat nie meer nodig is nie. En ons wil vir julle uitnooi, kom help. As jy 'n ou is wat hou daarvan om reg te pak, eerskomende Saterdag 9 uur, laat weet vir Leonie of jy kan kom. En net dalk breek daar 'n braai uit hierso teen 11 uur, 12 uur. So ons nooi vir julle uit eerskomende Saterdag om te kom help daarmee. Braaihout. Ek moet nou bely, ons het nou gisteraand gebraai en ek het nou nie braaihout gehad nie, so ek van hierdie brikette gehad en ons neem 'n fotootjie en stuur vir die seuns om nou te wys, hey, kyk lekker hoe braai ons. My seun se opmerking is, het pa nie hout nie. Nou ja, julle, ons het lekker genoeg hout. R30 'n sak, laat weet vir ons, jy kan nou na kerk kan jy kry, ons het voorraad hierso, lekker braaihout, sommer lekker vir die winter ook, jy hoef nie eers te braai nie, jy kan maar sommer net 'n ou vuurtjie aansit en lekker kuier rondom dit. En dan 'n groot dankie. Ons sê nie elke Sondag dankie nie, maar hier's 'n klomp mense wat hulle Saterdagoggende opoffer om pannekoek te verkoop, of vetkoek te verkoop, koeksisters te verkoop. Hier's 'n klomp mense wat op 'n Woensdag help om koeksisters te bak. En dit is nie sommer net. Ons wil vir hulle regtig baie dankie sê. Ek gaan nie eers waag om name te noem nie, want jy's net in die moeilikheid as jy name noem. Julle weet wie julle is. Ons wil vir julle verskriklik dankie sê daarvoor.
Die geld wat ons kry, kan ons goed aanwend in die gemeente. Jy kan gaan kyk, ons het nuwe kombuiskaste, pragtig oorgedoen. Ons moet nog 'n bietjie teelwerk teen die mure doen en dan is die kombuis splinternuut. Maar dit is as gevolg van mense wat op 'n Saterdagoggend gereeld hierso is en kom help. En ons kort maar altyd hande. So moenie te vinnig wegkyk hier vanaf nie. Dit gaan nie elke Saterdag wees wat jy help nie. Eenmal 'n maand wees wat jy help. As ons genoeg het, eenmal elke 5de Saterdag. Maar kom help vir ons en vir die van julle wat betrokke is daarbey, vreeslik baie dankie daarvoor. En daar is ons verjaarsdag, nie so vinnig daarby verby gaan nie. Nou die ding is nou so gestel, hy het nou 'n wil van sy eie. Kyk so 'n bietjie daarso na ons verjaarsdag. Ons het dit op die gesinsnuus ook. Voorbidding, al ons persone wat vir voorbidding is, ons gaan ons weer bietjie by hulle stil staan en hulle aan die Here opdra. En dan is ons nou hier vanoggend by mekaar en elke een van julle is welkom. Ons is welkom hierso. Omdat die Here ons nuut gemaak het. Die nuwe het gekom. Dis hoekom ons welkom is. Ons is nie welkom omdat ons perfek is nie. Ons is nie welkom in die eerste plek omdat ons 'n lidmaat van die NG Kerk is nie. Jy is welkom in die eerste plek hierso omdat die Here ons nuut gemaak het. En daarom moet jy dit weet vanoggend. Jy mag hier wees, jy moet hier wees. Jy is welkom. Dis ons teksvers 2 Korintiërs 5 waarby ons stil staan die jaar. Iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens, die ou is verby, die nuwe het gekom. Ons kyk ook na mekaar op 'n ander manier en ons beoordeel mekaar op 'n nuwe manier en ons wil groei daaraan ook om al hoe meer nuut na mekaar te kyk. Ek wil nou vir jou geleentheid gee om stil te raak. Die sanggroepie, julle kan so lank vir ons gereed maak. Ek wil vir jou kans gee om stil te raak en net te sê, Here, dankie dat ons hier kan wees. En Here, help vir my om te groei in my verhouding met U. Here, hoor ons gebed vanoggend hier. As ons wil stil raak voor U, ons het elkeen van ons het 'n verskillende week gehad met verskillende dinge wat in ons lewe ingespeel het. Sien vir ons raak. Dankie dat U dit ook doen. En hoor ook die versigtiging, die behoefte uit ons hart uit. Ons wil nuwe tree gee. Tree van groei in ons verhouding met U. Amen. Soos wat ons so bly sit, kom ons sing hierdie lied. Mag my nou staan
Liewe vriende, en dan op hierdie gebed kom die Here vanoggend en hy sê vir elke een van ons vanoggend, my liewe kind, my vrede oorvloediglik vir elke een van julle. Kom ons staan en dan loof ons die Here. Dan hierdie nuwerige een, maar dit is so pragtig, en hy's nie moeilik nie, sy wysie is nie moeilik nie, so kom ons doen hom. Light of eternity, ancient of days, glorious in holiness, worthy of praise, wonderful Counselor, we will adore.
Kinders, by my kom kuier asseblief. Dis hy. Goed, hoe gaan dit met julle? Gaan dit goed? Het julle 'n lekker week gehad? Bietjie sport gedoen? Bietjie in die see geswem? Lekker. Nee. Goed, kom ons hoor. Eerste ding is wie gaan vir ons die Bybel oopmaak, dat ons dit doen. Wie het nog nie kans gehad nie? Kom ons hoor so 'n bietjie. Ons kom oopmaak, saam met mamma. Kom, stap saam met hom, mamma. Maak julle vir ons die Bybel oop. Dis die woord van God, dit is ons lig. En wie gaan vir ons, maak vir ons mooi oop daarso. Daar sy seun, daar sy. Dankie. En wie het nog nie beerd gehad? Sus, kom. Steek jy vir ons aan. En dit is die lig wat in ons skyn. So, verjaarsdag, was daar een van julle wat verjaar het in die week? Nie verjaar nie. En enige iemand in die kerk vanoggend wat in die week verjaar het? Niemand nie. Diana? Jy moet nie so nederig wees nie. Ok, gaan een van julle vir Tannie Diana sjokolade gee. Steek jou hand mooi op. Diana, is dit die enigste een? Ek weet in die week wat kom is daar 'n paar verjaarsdae wat kom. Daar sy Diana, baie geluk. En ons bid vir jou die seën van die Here toe. Mag jy altyd weet dat die Here ons wens is, mag jy altyd weet dat die Here jou liefhet. Mag jy dit weet ook in hierdie jaar. Kom ons doen 'n gebed vir haar. Here, baie dankie vir Diana, dankie vir haar spesiale dag wat sy kon vier. En ons gebed is dat U vir haar styf sal vashou, vir haar en vir Frik, en dat U hulle sal seën asseblief. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. As daar iemand is waarvan jy weet wat verjaar het en wat nou nie vanoggend hier was nie, as jy baie welkom om 'n sjokolade te kom vat en te kom gee en te sê ons het aan julle gedink en baie geluk vir julle. Is daar, ons vergeet om te vra want daar's nie huweliksherdenkings. Was daar gewees? Gerard, jy 25. 50. 45. Well done. In hierdie week het verby is. Sure, maar dit is baie. Geef vir hulle. Is daar nog huweliksherdenkings? Dis 'n moeilike vraag hierdie want dalk het die man vergeet en nou steek hy nie sy hand op nie. En dan is daar moeilikheid by die huis. Ja. Nie nog nie. So ons vier dinge wat mooi is in ons lewe. Leia, jy het jou graad gekry die week. Nie 'n visgraad nie, haar geleerde graad. Gegee vir haar baie geluk daarmee. Dit kom met baie moeite en studeerwerk daarso. En baie geluk daarmee dat jy jou graad gekry het. Daar sy. So ons sê vir die Here eintlik sommer net dankie Here dat U vir ons goed is, dat U goeie dinge in ons lewe laat gebeur, dat U betrokke is by ons lewe en ons gee al die erkenning daarvoor aan U. Kinders, altyd moet ons onthou dat dit die Here is wat vir ons help en die Here is wat goeie dinge ook in ons lewe laat gebeur. Ek wil bietjie by julle hoor. Julle ken van 'n sambreel, né? Ken julle van 'n sambreel? So wie van julle het nou al in die reën geloop onder 'n sambreel?
Het julle? Nou wat maak die sambreel? Hy keer dat jy nat word. Nee, as jy nie die sambreel gehad het nie, het jy pap nat gereën. So ons ken dit, nee. As 'n ander sambreel ook wat ek dink julle baie beter hier ken by ons, nee. Wat gebruik mens daai sambreel vir? Dat jy nie sonbrand kry nie, nee. Jou ma sê kom kruip hier onderin, die son gaan vir jou brand. Jy moet onder die sambreel inkom, nee. Dan keer die sambreel dat ons nie soveel sonbrand kry nie. So dit keer. En so kom die Here Jesus soos 'n sambreel en hy sê vir ons, hy kom hier so onder my in. Kom onder my in. Want nie dat jy moet weet dat ek jou liefhet. Jy moet weet dat ek soos 'n sambreel oor jou lewe wil wees. Ek wil die slegte dinge wil ek weghou van jou, ek wil vir jou vashou en ek wil hê jy moet weet dat ek vir jou liefhet. Wil die reën en die storms van die lewe wil ek vir jou help mee. Ek wil vir jou 'n sambreel wees waaronder jy inkom. En so ons is onder een sambreel, ons is vanoggend hierso onder 'n dak. Dis 'n gewone dak. Maar dis die huis van die Here, sê ons. Nie dat hy regtig hier bly en ons gaan weg en ons kom kuier vir hom nie. Maar dis hier waar ons die Here aanbid en ons is saam hierso in sy teenwoordigheid onder een dak. En ons is saam as een ook, né? Partykeer moet jy vir 'n ou sê, "Hey, moenie nat reën nie. Kom staan hier saam met my onder die sambreel. Hey, moenie daar in die son staan nie. Kom staan hier so saam met my onder die sambreel. Hey, jy moet weet dat die Here vir jou liefhet. Kom staan hier so by my." Dis ons werk. Dis wat ons moet doen. Om mekaar onder die sambreel in te trek en te sê, "Hier's nog plek vir jou. Kom staan hier so by my." Julle onthou. Right. Ek hoop julle gaan 'n lekker week hê en onthou, jy moet onthou, wie gee vir jou goeie goed? Die Here. Wie hou jou vas? Die Here. Onder wie se sambreel gaan jy skool toe? Die Here se sambreel. Onthou dit. Ek is lus dat ons 'n gebed doen. Kom ons doen 'n gebed. Here, baie dankie dat ons nou ook vir ons kinders kan intree. En dat ek kan bid dat u sambreel van liefde oor hulle gespan sal wees, ook in hierdie week wat kom, en dat hulle sommer net sal weet dat u hulle liefhet. Wees by elke een van hulle. In u naam, Here Jesus, u wat ons sambreel is, bid ek dit. Amen. Daar sê ek dink julle gaan nou in julle groepietjies gaan julle 'n bietjie kuier. Tannetjies gaan met julle nou sit en kuier. Is reg, né? Right. Dankie dat julle hier was. Julle kan ons moet nog 'n liedjie sing. Dankie Bobby. Nee, ons moet nog 'n liedjie sing. Yes. Ons moet nog 'n liedjie sing waar ons vir die Here sê baie dankie vir sy liefde. So, na die liedjie kan ons verdeel. Say no.
ek jou ons herinner het. Julle kan nou verdeel in julle groepietjies. Vriende, ons gaan so 'n bietjie praat vanoggend oor heiligheid. Skyn jou heiligheid. Kan ek vir jou vra, wie van julle is heilig? Ek sien een hand, ek sien 2 hande. OK. Goed. Ek dink dit bevestig hoekom ons vanoggend hieroor moet praat, hoe ons hieroor moet preek. Oor skyn jou heiligheid. Ons gaan saam lees daarso uit Efesiërs 1 uit. Efesiërs 1, ons gaan daar saam lees van vers 1 af. Begin Paulus. En jy het dit nou al sekerlik gehoor, hoekom die briewe so begin van Paulus af. Ons sit ons name onder aan die brief, onder aan die e-pos. Paulus hulle begin bo. Want as jy die boekrol oopmaak, moet jy hom nie oopmaak tot hy heeltemal oopmaak is om onder te sien wie het nou geskryf nie. As jy die boekrol oopmaak, sien jy, okay, dis van hierdie ou af. Van Paulus, apostel van Christus Jesus, deur die wil van God, aan almal in Efese wat aan God behoort en in Christus Jesus glo. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Nou moet jy hier agterkom, Paulus borrel oor eintlik van lof en lofprysing vir die Here. Kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. So het hy nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. In sy liefde het hy ons volgens sy genadige beskikking toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade wat hy in die geliefde vrylik aan ons geskenk het. Deur die bloed van sy seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God wat hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. Hy het kragtens sy besluit en voorneme die geheimnis van sy wil aan ons bekend gemaak en dit deur Christus tot uitvoering gebring op die tyd wat hy daarvoor bepaal het. Sy bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is onder een hoof te verenig, naamlik onder Christus. Deur Christus het ons deel geword van die volk van God soos hy dit vooruit al bestem het. So het hy hom dit voorgeneem. Hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit. Daarom moet ons die eerstes wat ons hoop op Christus gestel het, die grootheid van God prys. Deur Christus het julle ook deel geword van die volk van God, toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees wat deur God beloof is, julle as die eiendom van God beseël. Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het, wanneer hy almal wat aan hom behoort volkome sal verlos. Daarom moet ons sy grootheid prys. So het hy nog voordat die wêreld geskep is, dis ons teksvers hierso, vers 4. So het hy nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. So die eerste ding waarby ons vanoggend gaan stil staan is wat ons prentjie van heilig is, om heilig te wees. Wat is ons prentjie daarvan? Ek het die idee
by die meeste van ons is die prentjie dalk die woord heilig net beteken ons eenkant gesit, afgesonder, nie dieselfde nie. Dis maklik om dit aan God toe te dig, né? Daar's niemand soos God nie. Hy's eenkant, hy is nie soos die wêreld nie, hy is soos niks anders nie, hy is God. So dis maklik om te sê heilig, heilig, heilig is die Here. Here, U is, daar is nie iemand soos U nie. Maar nou kry ons 'n bietjie van 'n probleem as Petrus vir ons kom sê, julle moet heilig wees. Wees heilig, as die Here sê, wees heilig want ek is heilig. En as ek vanoggend vir jou vra, wie van julle is heilig? Dan steek ons nie die hand op nie. En ek is redelik oortuig daarvan dat dit te doen het met ons prentjie van heilig wees. Ons prentjie van heilig wees is half bietjie gevorm deur die kerk. Kerkmense trek anderste klere aan. In die ou dae het jy geweet hoe lyk 'n ouderling en 'n diaken, swart pak, wit das. Dis kerkmense en jy het jou kerkklere gehad, né? Klere wat jy nie in die week dra nie, dis jou kerkrokkie, dis jou kerkpak en dis wat jy aantrek as jy kerk toe gaan. So mense kon amper half sien, okay goed, daai ouens is op pad kerk toe, hulle is anderste op 'n Sondag. En kerk was groot geweest, né? Kerk was belangrik geweest, dis mense wat anderste is. So dis die een ding van heilig wees. Afgesonder, anderste, en ons het dit probeer beklemtoon met die klere wat ons aantrek. Anderste. Dominees, party dominees het nog die wit kraagie hierso, né? So jy kan sien dis 'n dominee. Dis nie 'n insekdoder daai nie. Daai wit blokkie nie. So jy kan sien. In die Rooms-Katolieke kerk, Anglikaanse kerk, kan jy baie duidelik sien uit hulle klere draag uit, kan jy sien wie is 'n priester, né? Ons het nou met die verkiesing van die nuwe paus, het ons dit nou weer gesien, hulle gebruike en tradisies, en jy kan duidelik sien wie is wie's kerkmense. So ons prentjie van kerk wees is watter klere jy aantrek, hoe jy lyk. In die Rooms-Katolieke kerk is daar nog 'n ander definisie van heilig wees. Jy word eers verklaar as 'n heilige in die eerste plek nadat jy dood is. En in die tweede plek moet daar baie groot getuienis wees dat jy 'n wonderwerk gedoen het of dat jy iets regtig groot gedoen het. Dis nie enige ou wat sommer verklaar word as 'n heilige nie. Nie enige ou nie. Dit moet jy moet regtig iets besonders gedoen het vir die Here en daar moet getuienis wees vir dit voordat jy tot 'n heilige verklaar word. Ek dink al hierdie goeters maak vir ons onseker om te sê, ja, weet jy wat, om te kwalifiseer vir 'n heilige, ek kan nie my hand opsteek nie. Dis vir 'n sekere klompie mense, dis vir kerkmense wat op 'n sekere manier optree, dis vir heiliges wat 'n sekere prestasie behaal het, dit en ek kwalifiseer. Is dit dalk wat in ons lewe, hoekom ons versigtig is om te sê, ek is heilig? Want uit jou dade uit, jy weet, heiligheid is baie meer as klere drag. Baie meer. En jy weet hier binne in jou, ek kwalifiseer nie. As heiligheid afhang van 'n kwalifikasie, kan ek nie vanoggend my hand opsteek nie. Sorry, ek kan nie. En ek vermoed dit is wat die huiwering ook by ons is vanoggend om te sê, ek is heilig. Want ons prentjie van heilig wees is 'n anderste prentjie.
So nou vra ons die vraag vanoggend vandaan, maar okay, waar kom heiligheid vandaan? Ons moet dit vanoggend vir mekaar sê, heiligheid kom nie van kleredrag nie. Heiligheid kom nie van goeie dade nie. Waar kom dit vandaan? Daar moet iets anders te wees wat ons kan sê, maar dit is hoekom ek heilig is. En dis Jesus Christus. Paulus sê so duidelik daarso, hy sê, dit is omdat God in Jesus Christus ons kom heilig maak het. Nie oordat ons gekwalifiseer het nie. Nie omdat jy in die kerk die top 10 gehaal het. En ons arme ander plebs, ons maak dit. Dis nie hoe heiligheid werk nie. Heiligheid begin by die Here. So het hy, dis God, nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. Vriende, ons moet dit baie mooi verstaan. Jy en ek is uitgekies om heilig te wees. Kom ons kry 'n ander woord vir heilig, want dit is wollerig. Om God se wil te gaan uitleef in hierdie wêreld. Wat is 'n ander woord vir God se wil? Om God se liefde te gaan uitleef in hierdie wêreld. OK, nou verstaan ons so 'n bietjie beter. Ek is gemaak om van hierdie stukkende wêreld 'n beter wêreld te maak. Ek is gemaak om God se liefde te laat deurbreek in hierdie stukkende wêreld. Dis waarvoor ek bestem is, dis waarvoor ek gemaak is. In Christus uitverkies. Met ander woorde, ek raak heilig, nie wat ek doen nie, maar as ek onder die sambreel van Christus inklim, dan kwalifiseer ek as heilig. Skoon gewas deur die bloed van Jesus Christus. Wie van julle is skoon gewas deur die bloed van Jesus Christus vanoggend? En dan beteken dit jy's heilig. Dan beteken dit jy's heilig. Dan beteken dit jy is anderste. Ons is nie beter nie. Ons is nie beter as ander mense nie. Dis ook ons huiwering en dis ook die kritiek teen die kerk. Julle klomp skyn heiliges, né? Het jy dit al gehoor? Ek gaan nie kerk toe nie want dis net 'n klomp skyn heiliges wat daar sit. Miskien is dit omdat ons baie keer wil voorgee, ons het alles bymekaar en ons lewe is uitgewerk. Heiligheid, om ons heiligheid te laat skyn is om te sê, onder die sambreel van Jesus Christus, skoon gewas deur sy bloed, kan ek liefde gaan uitleef, kan ek 'n verskil gaan maak. Nie in my eie krag nie. En daarom, liewe vriende, hoef jy nie te wag tot met jou begrafnis eendag voordat ons gaan sê jy is heilig nie. Ons kan vanoggend vir mekaar sê heiliges. Ons kan mekaar so noem. Geliefdes, heiliges van die Here. Ons is skoon gewas, ons is geroep, ons is uitverkies in Jesus Christus om heilig te wees, want dit is hoe God dit nog van altyd af bedoel het. 1 Petrus 1 vers 15 en 16, dis die meer bekende vers rondom heiligheid. Inteendeel, soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees. Wees heilig, want ek is heilig. Kyk mooi na daai versie, want hy praat nou hier van my doen en late, van my lewenswandel. Maar jy begin nie deur om te probeer om met jou lewenswandel heilig te wees nie. Dis nie waar jy begin nie. Jy begin by die een wat jou geroep het. Die een wat jou in Jesus Christus kom skoonmaak het. Jy begin by hom
En dis hy wat sê, my kind, jy's heilig. Ek het jou so lief. Jy's afgesonder. Ek wil jou gebruik. Jy begin by hom. En daarvan af gaan jy in die lewe in. En moet julle hele lewenswandel heilig wees. Gaan ek en kyk ek na my lewe en kry ek my lewe in lyn met die liefde van Jesus Christus. Wees heilig, want ek is heilig. So wie kwalifiseer as heilig? Ons het nou daaroor gepraat. Kan ek weer vra, wie van julle is heilig vanoggend? Ek is heilig. Ek is heilig want Jesus Christus het my kom skoon was. Geen ander rede. My enigste kwalifikasie is dat hy in die kruis vir my gesterf het. Heilig is dit 'n roeping. Kom ons staan 'n bietjie daarby stil. Ons is aan die einde van die preek. Jy moet nog 'n bietjie hou, nog 'n bietjie oop hou. Heilig is dit 'n roeping. Dit beteken nie dat wanneer ek nou 'n heilige is, dan beteken dit juis ek moet my hande gaan vuil maak, ek moet my voete by my voordeur uitkry, ek moet begin leef, ek moet die liefde van die Here begin leef. Weet jy wat? Nie wonderwerke nie. Die Here verwag nie dat jy op die voorblad van die koerant moet wees met dit wat jy gedoen het nie. Meeste van die tyd is jy en ek daar in die klein advertensiekies in die koerant. Waar 'n oupa met sy kleinkind praat oor die Here. Waar 'n ma met haar kind praat oor die Here. Waar ons mekaar herinner aan hoe goed die Here vir ons is. Dis heilig. Dis heilige oomblikke. Dis heilige oomblikke waar ek veronderstel is om my meer te verloor, maar deur die Heilige Gees wat binne in my werk, diep asemhaal en sê, okay, ek gaan terughou. Dis heilig. Waar ek in my denke oor ander mense nie begin dink. Romeine 12 sê, julle denke moet vernuwe. Kry heilige denke. Dit is so maklik om afbreekend te dink. Dit is so maklik om afbreekend te praat. En dit is so maklik om 'n bende rondom jou te kry wat saam met jou negatief praat, want dit is mos altyd lekkerder as daar 'n paar ouens is wat saam met my stem in my negatiewe denke, my negatiewe praat. Heilige mense sê, maar ten spyte van alles is die Here nog in beheer. Heilige mense sê, maar so praat ons nie oor mekaar nie. Heilige mense begin lewe praat. Jy sien, is nie 'n ding wat op die voorblad kom. Meeste van die tyd hier in die klein advertensiekies. Klein advertensiekies van getuienis, van herinner aan die Here is by ons. Onthou, die Here is by ons. En ons doen dit. Ek weet ons doen dit. Ek dink net nie ons besef altyd hierdie is 'n heilige ding wat nou hier gebeur het nie. Ons besef dit net nie altyd nie. En vanoggend wil die Here vir ons sê, hey, jy's heilig en daar's 'n heilige roeping op jou lewe om in jou werkplek anders te wees as die klomp ouens wat rondom jou mou. Wees die een wat anderste is. Hey, daar waar jy braaivleis hou met jou lekker hout wat jy by die kerk gekry het. Wees jy die een wat sê, dit gaan moeilik in ons land, maar pelle, die Here is nog steeds hier. Die Here is nog steeds hierso in ons land. Wees jy die heilige wat vir mense herinner daaraan dat God nog steeds in beheer is. Dis wat dit beteken om heilig te wees. Heiliges het 'n roeping. En Paulus praat daaroor, vandag 'n roeping,
Hy praat daaroor in vers 18. Hy bid, en dis wat ons vir mekaar bid ook hier vanoggend, Here, maak ons geestesoë oop, sodat ek gesprekke kan sien waar U besig is, sodat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou. Heilige mense versprei hoop. Nie hoop dat die petrolprys gaan afkom, die ekonomie gaan verbeter en die politiek gaan verander. Daai is goeters wat op en af is, op en af, op en af. Dis nie hoop nie. Hoop is, Jesus Christus het opgestaan en hy lewe. En hy's deel van ons lewe. En hy hou vir ons in sy hand vas. Maak nie saak wat nie. Dis ware hoop. Rykdom daar is in sy heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges is. En hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dis my laaste gedagte. Ek sê net so aan die kantlyn aanteken. Ons prof het altyd gesê, asseblief meneer, moenie preek en dan kom jy in vir die landing en dan trek jy die stuurstok weer op en jy sit nog 'n paar punte by jou preek. As jy inkom vir die landing, land. Nou, ons het nogal so 'n ervaring gehad, Vrydag toe ons Johannesburg toe gevlieg het, ons het ingekom vir die landing, en die wiele was uit, en ons het ons reggemaak vir die landing, en toe besluit die loods, ons gaan nie land nie. Is nogal 'n ander storie. Maar ja, so ek gaan nou land. Ons doen hierdie in die opstandingskrag van Jesus Christus. Om heilig te wees is nie uit onsself uit nie. Niks te doen met my klere drag nie. Om heilig te wees is om te lewe uit die opstandingskrag van Jesus Christus. Dis wat hy uitoefen in elke een van ons wat glo. En nou wil ek vir jou tyd gee om stil te raak, om by die Here te hoor, Here, waar gaan ek my heiligheid laat skyn? Wie is die mense wat U binne in my lewe plaas? Waar is daar lig nodig in donker plekke? Here, hoe wil U vir my gebruik? Kom ons raak net so vir 'n oomblik stil. Here, gebruik vir my in my gesprekke, in my verhoudings, om U heiligheid te laat skyn. Amen. Sanggroepie, as julle vir ons kan regmaak asseblief. 'n lied wat ons sing net om te sê, Here, dankie, U is die lig in ons lewe. Dis U wat ons laat sien, dis U wat ons laat lewe, dis U wat ons laat groei. Dankie daarvoor. Dat ons al daai erkenning ook vanoggend aan U kan gee.
Vriende, kom ons gaan nou in aanbidding in. Ek wil dat ons so 'n bietjie stil staan weer vanoggend by ons persone, ons vriende wat hier op is vir voorbidding. Vir Babsie Libbe, sy het onder erge behandeling gegaan, 'n redelik erge kanker. En ons bid, dit lyk asof as die dokter sê dit lyk reg en skoon en goed, maar daar's nou nog 'n herstelproses. So ons bid asseblief vir hulle. Emily Moelman herstel na heupoperasie. Sy's terug by die huis, so dit gaan goed met haar. En Colin Engelbreg, Henny hulle se kleinkind wat sleg geval het met sy ou fietsie, gaan goed met hom ook. Hy is ook terug by die huis. Ons bid ook daar vir volkome herstel, ook vir hom. Dan ons langtermyn siekes, ek sê altyd, die name verander nie baie nie. En dan kan dit raak dat 'n ou afgestomp raak. Dat 'n ou sê, ja, weet jy wat, same old same. Is nie same old same. Daardie name is mense met gesinne, is mense wat aan ons bekend is, en ek wil graag hê dat ons vanoggend net weer deur hulle gaan. Antoinette en Marius Janse van Rensburg, dat die Here sy hand oor hulle sal hou, so Alberts, Barend Wester, Nick de Klerk was in die week by Nick gewees, lekker gekuier daarso, dra vir hulle op aan die Here. Les maar vir Jaco, Leonie en julle, wat julle pad loop, Theresa Williams en Gerda van Heerden. En daar's dalk name wat ons nou nog nie eers weet nie, wat hier moet opkom, maar dat ons net so vir die oomblik, Here, stil staan. U ken hierdie name, Here, u ken die families wat hier rondom betrokke is. U weet dat hulle opstandingskrag nodig het om hierdie moeilike tyd deur te gaan. En ons vertrou u daarvoor, dat u hand oor hulle sal hou. Amen. En dan het ek gedink vanoggend, ons doen voorbereiding vir ons mooi land. Mag die heiligheid van God meer en meer hier skyn. Iemand sê op Facebook onder die predikante groepie, hy sommer gedink oor ons land. Sou dit moontlik wees dat 'n mens kon bid, president Ramaphosa gaan nou hierdie week samesprekings hê met FSA se president. Dat hou dit opdra aan die Here en jy voel amper half, ag Vaderland, wat gaan dit help? Nee, dis ons menslike reaksie. Maar dan gee ons eintlik op daarop dat God lewe en dat God 'n verskil kan maak. So daarom moet ons nie negatief wees nie, moet ons dit opdra aan die Here en sê, Here, U is nog steeds Here van die wêreld. En wil ons hierdie gesprek ook aan U opdra. En mag dit wees dat dit goed uitloop ook vir ons land, want dit raak ons land. So ons wil bid daarvoor, vir ons mooi land. Ons wil bid vir ons land, waar dit baie keer onstuimig gaan tussen rasse. Here, dat U vir ons sal leer om mekaar beter raak te sien en beter te hoor. Ons wil bid vir die wêreld, vir oorloë in die wêreld. En ek wil spesifiek bid vir onskuldige mense wat vasgevang is tussen magsbehepte leiers wat oorlog maak. Intussen dan is hier 'n klomp ouens wat doodgaan, wat se huise plat geskiet word, wat verhonger word. Here, ons wil bid daarvoor en ons wil bid vir vrede, dat mense tog tot insig sal kom en sal ophou om te dink om mekaar dood te maak en met bomme te bestook, is die antwoord. En hierdie plaas ons alles in die hande van die Here. Ons vertrou hom en ons weet dat niks buite sy beheer is nie. Vader, U hoor dit alles wat ons praat. U is saam met ons in ons gesprek en ons erken dat U die skepper is van hemel en aarde. U is die skepper van elke mens. U is die Here van elke land. U is die Here van ons wêreld. U is die Here van ons land.
Ons wil bid dat u liefde en vrede meer en meer sal deurbreek. Gebruik ook vir ons asseblief, Here, om dit te doen. In die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees bid ek dit. Amen. Kom ons gee geleentheid om die Here te vereer met ons dankoffers. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Ooh, you say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short, when I don't belong. Oh, you say I am yours. I believe, oh, I believe what you say of me. I believe. The only thing that matters now is everything you think of me. In you I find my will, in you I find my identity. Oh, you say I am sound when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short, when I don't belong. Oh, you say I am yours. I believe, oh, I believe what you say of me. I believe. Taking all I have and now I'm laying it at your feet. You have every failure, God, and you have every victory. Oh, you say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short, when I don't belong. Oh, you say I am yours, and I believe, oh, I believe what you say of me. I believe, I believe, yes, I believe what you say of me. I believe. Vriende, kom ons staan en ontvang ons die seën van die Here. Here, ons glo dat U die Here is en daarom kan ons nou U seën ontvang. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees by elkeen van ons wees en bly. Amen.